goed. Barley van der Byl. Is dit Byl. Van der Byl? Byl. Ja, soos van der Byl Park. Of course. Hoekom Jy bly te lank in Australië. te lank oor sê, ek pronounce dit soos dit lyk, jy weet, is Ja, en die probleem is wat Aussies ook doen. So, ja, dis soos van der Byl Park, is maar dieselfde. Luister, baie dankie vir jou profiel wat jy vir my gestuur het. Dit is besonders. Dit is regtig besonder. Ja, daar is so baie inligting en ek het deur dit gegaan, ek en my vrou het saam deur van dit gegaan. Die advertensies is regtig amazing. Dit is en yes, is ek reg 13 episodes op 7de Laan? Ja, dit was, ek het so vinnige draaitjie gemaak daar in die laan. Sê my, as ek nou, watter jaar was dit? Einde 2016 het ons opgeneem en 2017 dink ek was toe dit op die lug was. So ek dink begin 2017 iewers. So ons het Suid-Afrika verlaat 2015. Okay. Ja, ons het dit nog gemis het, want daar was nie baie 7de Laan in Engeland nie. Nee, en nog minder in Australië. Ja, as 'n mens dit wou kyk oor see, want ek was actually hier. Ek het toe by my man gekuier toe dit ge-air het. So ons het dit toe nou sommer so op YouTube gekyk. Op daai stadium was daar, ek dink 2 dae na die uitsending het hulle dit op YouTube gepost. Maar dit het ook toe nou later gestop. Later was dit 'n heel ander platform waar jy dit moes kyk. So ja, dit was 'n vreeslike lekker ervaring. Dit was baie baie spesiaal, ek moet sê. En so 'n goeie amper half 'n goeie vaarwelletjie ook vir Suid-Afrika, want ek dink ek het geweet ek sou nie bly nie. Want my man was hy was toe nog my kerel, hy was nog nie my man toe nie. Maar ek het geweet dit sou op die ou end maar Australië word. So ja, dit was so lekker. So 'n finale ou dingetjie op die TV. TV in Suid-Afrika. Nou van 7de Laan af Melbourne. Yes. Daar's 'n groot gap daarso. En yes, ek het nou natuurlik my research gaan doen. Ek het gaan lees en ek het vir jou 'n bietjie gaan leer ken, maar ek wil hê jy moet vir ons kykers daai gap vul. Vertel ons 'n bietjie van jouself. Okay, so na 7de Laan, soos ek nou gesê het, my man was toe nou al in Australië. So ons het nou 'n bietjie weer die long distance ding gedoen, soos wat ons met die eerste paar jaar van ons verhouding in elk geval gedoen het. Toe is ek Griekeland toe om vir 6 maande daar te gaan sing. Ek het toe ek nog in Bloemfontein was, gewerk saam met Leender de Jager. Hy sit in Noor wat nou saam met sy broer in Griekeland optree. En ja, ek dink nou maar, hy het my seker maar onthou, ek is so dankbaar dat hy my onthou het, want toe hulle soek vir Suid-Afrikaanse sangers of jy weet, klassieke sangers, dit hoef nie net klassiek te wees nie, maar hulle recruit nogal Suid-Afrikaners, wat vir my 'n wonderlike inisiatief is. So ja, toe vra hy of ek belang sou stel om vir 'n somerkontrak so intoe te gaan. Want kyk, ek was Korfu toe, of Kerkira. As iemand Periandros van Korinthe onthou op skool, het hulle van Kerkira gepraat. Dis waar dit afgespeel het. My skoonouers is groot fans van Korfu. Hulle het 15, 20 jaar in Engeland gewoon en dit was 'n vakansieplek elke jaar. My magies, ja, dis 'n pragtige plek. Oh, it's beautiful, ja. Was jy self ook daar al? Nee. Wag, rewind. Hulle foto's wat hulle geneem het was beautiful. Yes, that's like. Nee, dis regtig pragtig. So ja, toe ek vir 6 maande so intoe en ek kyk in die wintermaande gaan daar nie veel aan nie, want dit is koud en jy weet dis Europa, maar in die somer, jy weet, is dit vol lewe, daar's toeriste wat van oral af vlok so intoe. So ja, toe is ek vir 6 maande daar gewees en toe is ons Perth toe eers. En so toe is my eerste paar jaar in Australië in Perth gewees en toe tref ons Melbourne in 2020, wat 'n baie spesiale jaar vir Melburnians is. Wat 'n maand van 2020 het jy? Soos Maart, soos ek dink ons, dit is letterlik, soos ons was net betyds. So julle die afgekom in Maart en julle kon nie weer gaan nie. Yes, presies, dis toe nou, maar ons was daar om te bly, ons was hier om te bly. Ja, ons het nog van ons meubels was nog op 'n container
En die eerste een het nog betyds deurgekom, maar daar was nog 'n vraag wat toe nou eers ek wil amper sê Oktober by ons uitgekom het. Ek wil net vir die kykers sê wat ons probeer tussen die lyne hier aangaan is dat Melbourne/Victoria het die langste lockdown gehad in die wêreld. Ek dink dit was 9 maande. Dae of iets. Ek dink die hele lockdown was 9 maande. Ja, En waarvan 'n groot chunk van dit was net aan een, waar ons nie verder as 5 km van ons huise af mag beweeg het nie. Ons het 'n curfew gehad van ek dink was dit 9 die aand. Ek dink so, ek kan nie eens onthou nie. Langer as enige ander staat en enige ander land. Anyways, continue. Dit was wild, ja. So 2020, ja, Melbourne. Ek sê altyd ek is maar 2 jaar agter met die Melbourne experience, want ons het hiernatoe getrek, natuurlik wetend dat Melbourne so 'n kulturele stad is. En ja, toe ons hier kom, toe maak alles maar gou toe vir 'n hele tydjie. Dis my baie snaaks. Jy sê dit nou. Nathaniel het dit vir my gesê nie te lank terug nie. En Dani van Spoegwolf het dit ook gesê so 'n paar weke terug toe hy was. Ja. Lyk my Melbourne is maar die stad met al die kultuur, met die kuns en die kunstenaars en hier's waar mense wat kreatief is. Hier's waar hulle ding kom doen. Ja, presies. Ek het nogal daai onderhoud met Nathaniel gekyk. En ja, dis vir my baie mooi hoe hy sê hy stel nie noodwendig in die weer belang nie. Hy stel belang in wat die mense gemaak het. En ek moet vir jou sê dit is nogal ja, hier in Melbourne kry jy soveel van dit. Ons vergeet soms dat ons, jy weet soos ek kom van Bloemfontein, ek's van De Aar af, oorspronklik klein dorpie. En toe, jy weet, vat ek dit nou maar 'n stappietjie verder en ek gaan toe nou Bloemfontein toe. Jy weet, groot stad vir 'n De Aar meisietjie. En jy sien nie hierdie groot shows daar nie. En dan ek bedoel ja, Johannesburg en Kaapstad kry so nou en dan, jy weet, redelike groot name. Maar nou is jy in 'n stad waar Pink na toe kom. Jy weet, Pink was nou die dag hier. Daar was Taylor Swift konserte, al hierdie Blink-182's. Ek het baie kollegas wat al hierdie shows toe gaan. Pearl Jam kom nou. Pearl Jam kom, jy's reg. En ja, ek wil graag gaan, maar ek meen ek is maar 4 liedjies van hulle wat ek geluister het. net vir die experience, jy weet. Ek het nou eendag ook nog gesê, kyk, ek dink hulle klim probably nie meer op die trust van die verhoog nie. So, ek weet nie hoe, jy weet hoe spectacular is hulle shows nou meer nie. Maar ek bedoel, dis goeie musiek. Ek weet van iemand wat wel gaan, maar ek dink hulle moes 'n bietjie duurder kaartjies koop, want ek dink toe was van die jy weet die eerste kaartjies was al weg. En dis hoe vinnig hierdie goed uitverkoop. So ja, ons is so gelukkig om in hierdie stede te wees nou waar dit gebeur. Jy weet, everything's happening. So, voor ons by jou huidige projek kom, en dis geskryf deur Karin Jordan. Sorry, ek sal hom fix. Ek ken baie kliënte. Ek ook. Het jy ooit toneelfees gedoen in Suid-Afrika? Watter toneelfees? Nee. Pryzenburg toneelfees. Nee, maar ek het al gehoor van dit. Ja, dit was baie bekend, maar dit was gesponsor deur die KAK&K. Ja. Want ek was hoogbesieder elke jaar. My maggies. Ek het nie 'n klou enigiets van toneel af nie. Ek het maar net die gordyn op en afgetrek. Wel, dis wat jy doen, is goed. Tydens daai tyd het ek nogal baie mense ontmoet. Byvoorbeeld soos Regent van den Berg het ek ontmoet daai tyd op skool al. Het ek hom weer na skool ontmoet deur ander vriende se vriende. Ek het vir die vrou van Fishy Fashions of wat ook al daai storie was daar ontmoet. June van Merch. Daar was 'n hele paar mense wat daar deurgekom het wat altyd deel op wat die paneel was wat geoordeel het. Ja. En baie van daai akteurs en aktrise wat deur daai verhoog is 'n baie klein dorpie, baie klein verhoog. Maar hulle het op die eind gestaan en by Sewende Laan gaan speel en daai tipe in ander Afrikaanse movies. Ek was op die oomblik onthou, wat is die Afrikaans? Ek het myself so voorgenem om goeie Afrikaans te gebruik en ek het nou al soveel keer my taal gemeng vanaand. Right, so kom ons, ek gaan nou jou stukkie op. Ek gebruik, hierdie is my notes. So okay, goed. Ek kyk nou na, nie my notes vir die onderhoud. Ek doen dit lankal nie meer nie. Dit is
soos ek vir Bobby gesê het, dis alles net 'n lekker chat. So ek wil baie graag praat oor Karin Jordan. En vertel my so 'n bietjie van die waarheid oor duwe. Ek is nou al baie geïnteresseerd want dit is 'n Afrikaanse stuk. Alles van dit is Afrikaans, maar hulle doen dit in Melbourne. Ek sukkel om dit te verstaan. Hoe werk dit? En dit gaan so goed. Julle vat dit nou Suid-Afrika toe. Julle vat in Afrikaanse my brein breek hierso. Iets wat supposedly in Suid-Afrika moet ontstaan, het hier in Australië ontstaan, maar julle vat dit terug Suid-Afrika toe. Vul asseblief die gaps. Ag, dis een van die, ek moet sê, dis 'n hoogtepunt van my lewe. So baie van die mense wat miskien vir jou volg is ook op 'n groep genaamd Aussiekaners. So Yes. ja. Nou, en ek dink dit was in Aussiekaners. Karin is ook van Bloemfontein, Karin Jordan. Fantastiese. Sy is die een wat ook vir jou van my vertel het. So Karin, dankie as jy hierdie kyk. So Karin het in 2021. Dit was na een van die eerste lockdowns. Toe dit net weer begin. Yes, toe sit net weer 'n bietjie oop. En ons was net weer, jy weet, uit ons huise uit. Ja. En toe het Karin op Aussiekaners gepost. En ek het nogal die datums gaan nagaan, want miskien sal ons later daarby ook uitkom. As ek nou reg onthou, was dit die 28ste April. Toe het sy op Aussiekaners gepost. Sy is op soek na 'n Afrikaans magtige mens wat in Victoria is, sy het spesifiek dink ek gesê mezzo-sopraan. Want ja, ek dink sy het nou toe het hierdie idee na haar kop gebroei. En ek het op die nippertjie geantwoord voordat sy dit wou delete. Want jy weet, mens kry mos maar partykeer maar mense wat snaaks sou kommentjie gooi en sy het seker maar begin opgee en gedink nee, wat keyboard warriors. Ja, presies. En toe het ek net van gesê, ek het haar naam het vir my bekend gelyk. Kom ek sê dit ook. Maar in elk geval, ek sê toe vir haar, ek is in Melbourne en ek het klassieke sang in Bloemfontein geswat. En toe stuur sy vir my, maar sy onthou my naam. So, ons paai het nooit gekruis dat ons regtig geweet het dat dit gekruis het in Bloemfontein nie. Ek het 'n vaag herinnering dat ons het 'n show gedoen, Put Sonder Water, by die Vrystaat Kunstefees. Dit was een van my eerste, ek sou sê, groot shows. En as ek reg onthou, is ons OFM toe gewees om 'n bietjie te gesels oor die produksie. En Karin was by OFM, sy het gewerk daar en sy het die nuus gelees van wat ek onthou. En ek dink amper sy het ingekom en ek het al, jy weet, we locked eyes. En jy weet, ons lewens het weer heeltemal uitmekaar uitgegaan. En ja, toe word ons het mekaar offisieel dan nou ontmoet in Australië. En dit was ek dink Junie 2021. Toe vertel sy nou vir my van hierdie idee wat sy het. So, 'n ander oud Bloemfonteiner, Gisela Alja, dis nou die digter van die digbundel ook genaamd Die Waarheid oor Duwe. Sy is in 2020 oorlede aan borskanker. En sy was nog baie jonk. En sy het net haar debuutbundel gepubliseer deur Protea Boekhuis. En toe, dit was Karin se vriendin, so sy het haar goed geken. En sy wil toe, jy weet, half as 'n tribute hierdie show maak. So sy het toe nou toestemming gekry om 9 van hierdie gedigte te toonset. En ons het toe nou saam gewerk. Ons wou dit op Gisela se, ek dink dit was op haar dodeherdenking, haar eerste dodeherdenking, 21 Augustus, wou ons dit doen in 2021. En toe is daar weer lockdowns. So toe moes ons wag tot Desember 2021 en toe het ons dit in Warrnambool opgevoer. Dis waar Karin bly. Ek was op die raad deur Warrnambool. Ek sal definitief by haar inloer. Ja, jy sal moet. Ag sy's lieflik. Sy's so, jy weet, goeie gasvrou. Sy sê so jy moet. Laat weet vir haar as jy ooit daar deurry. So ja, toe het ons
die produksie daar opgesit vir ek weet nie hoeveel Afrikaanse mense in die gehoor was nie, 10 teen 1, 5. En meeste van die res van die res van die mense was mense van Honiball. Dit was Engelse mense. Dink daar was dalk Nederlanders daardie aantal daar of hulle het dalk die vertoning later gesien. En ons het net regtig sulke goeie terugvoer gekry dat jy weet toe ons nou toe dink ons yes, hierdie werk. Okay, maar ek wil verstaan. Okay. Die Aussie met sy flip-flops wat daar sit voor my gehoor. Hoe het hy geweet wat jy sing? Hoe het julle dit? Okay, ons het projeksies gehad. So ons het die vertalings soos bo die verhoog geprojekteer. So hulle kon saam volg. Maar die mooi ding van Karin se musiek en ek dink dit is mense kon natuurlik kies of hulle wil lees. Daar's dink ek mense wat net besluit het om net te luister, want Karin se musiek is so verskriklik mooi. Ek dink nie jy hoef die woorde te verstaan nie. Dit is natuurlik great as jy doen, want daar's hier en daar bietjie komedie en jy weet 'n bietjie van 'n storieetjie. Ek het ook, dis nie net die 9 songs nie, daar's ook gedigte wat ek voordra. Yes. Tussendeer. Ja, ek is 'n groot aanhanger van gedigte. Ja. En dis my baie mooi as iemand 'n gedig wat 'n spesifieke diep betekenis het, nie te moeilik om te verstaan nie, maar om lees in die storie vertelling van hoe die persoon wat hom geskryf het, dit gevoel het toe hy dit geskryf het. Ek weet nie of dit sin maak. Ja. En as jy dit reg doen, dan voel jy amper daai persoon se pyn. Of jy voel sy blydskap. Nie dat ek glo vas mense wat gelukkig geskryf gedigte nie. Dit kom van hartseer mense. Dit is Maar yes, ek hou daarvan en ek moet sê om die kuns om te gaan in 'n gedig te toonset. Veral as iets wat geskryf is nie met 'n gitaar in die hand nie. Dis baie moeilik. Ja. Dit is baie moeilik. En ek ken genoeg sangers en om dit te verstaan. So val my hoed af vir Karin, sy doen 'n great job. Ons het so 'n bietjie daarna gaan luister. Ons het daar was so baie. Ons het op jou profiel. Ons het die advertensies baie geniet en ek ken van daai advertensies. Regtig? Ja. My magies. En hier en daar wat jy praat, ek sê vir vrou maar sy klink aan Australiaans. Dis goed. Moes jy 'n aksent gooi vir van daai? Nee, ek moet sê want die een plek waar ek praat is seker daai die een waar ek 'n juffrou is. Yes, korrek. En ek het nie gedink dis 'n speaking role nie aanvanklik. Soos ek op jou audisie natuurlik vir die goeders. En in my audisie het ek so klein bietjie, jy weet, my aksent 'n bietjie aangepas om 'n klein bietjie Aussie te klink want ek is nog ek wik en weeg nog of my natuurlike aksent my goed doen of teen my tel. Ek weet nog nie. Daai laaitie wat in daai advertensie is hy nie ook 'n akteur van 'n movie of 2 nie, want ek sweer hy lyk nes die seun wat gespeel het in Paper Planes. Dit is baie moontlik. Ek het hom al weer op 'n ander advertensie ook gesien. So dit is baie moontlik hoor. Ek sal 'n bietjie gaan ondersoek instel, want dit sal baie interessant wees want ek weet hoe klein die wêreld is, want die Paper Planes fliek is die ou wat saam met hom die hoofrol speel is die ou wat ook die hoofrol speel van Avatar. So want hy is Australiaans. So dis my nogal toe ek dit sien te maak met die konnektasie dink ek myself, wow, okay, dit is nogal amazing. En ek meen ek het 'n playlist op my YouTube channel waar ek tag of ek al die Suid-Afrikaners wat ek voel 'n impak maak in die buiteland, tag ek almal onder een groep. Ja. En mense is mal oor om daai video's te gaan kyk. En ek beskou jou as een van daai Suid-Afrikaners wat jy is uit jou comfort zone uit. Jy is Afrikaans en jy kom hier en jy maak 'n verskil in Afrikaans. Dis iets regtig besonders om dit te kan doen. Nie almal kan dit doen nie. Ek meen in 'n mate oorsee se origins is ook maar baie gemotiveerd deur 'n wil om 'n verskil te kan maak. En ek het nou nie gegaan om alles in Afrikaans te doen, want nie alle Suid-Afrikaners is Afrikaans nie. Presies. Alles het maar baie Engels begin en alles is Engels, behalwe vir die naam. Oorsee.
Ja, ek het so hier en daar iemand gehad wat sê so why don't you just call it abroad? Nee. Almal verstaan. Elke Suid-Afrikaner Afrikaans en Engels verstaan daai nog. So die punt van die saak is daar's so baie van ons in die buiteland wat 'n patriotiese liefde het nog vir Suid-Afrika. Ons kan nie meer daar woon nie. Ons sit daai lewe is klaar, dis gaan, ons het opgegee. Ons het nie opgegee nie, ons het aanbeweeg. Ja. Ons kom lewe as Suid-Afrikaners tot die beste van ons vermoë in die buiteland. Maar vir 'n klein persentasie van ons is ons gelukkig en geseënd om sulke impak te kan maak in ander mense se lewens in die buiteland. So well done aan Karin. Wat dit regkry en ek vra vir al my kritieks en my critics daar buite om verskoning dat ek my Afrikaans en Engels so meng. Ek hoef nie plat Afrikaans te wees nie. Ek is jammer. Maar jy moet. Alright, so julle is op pad Vrystaat toe. Vertel my 'n bietjie van hierdie trip. Wanneer gebeur dit? Wanneer is die datum vir dit? Okay, so dis tydens die Vrystaat Kunstefees. So dis juist so spesiaal vir ons omdat dit, jy weet, ons sien dit as 'n reg Bloemfontein se produksie omdat die digter en die sanger en die komponis en sy speel ook die klavier. Ek sien hoe video. Ja. So ons gaan Vrystaat Kunstefees toe. Die hele fees hardloop van die 2de tot die 6de Julie. Ons vertonings is die 4de tot die 6de. En ons kry 'n plaaslike fluitspeler om saam met ons te speel daar. So ons gaan haar inoefen wanneer ons in Bloemfontein is. Haar naam is Marie Anderson. Ja, so ons sien verskriklik uit. En wat nog meer opwindend is dat ons dit in die planetarium gaan doen. So dis nie een van die baie keer is die kunstefees, jy weet, in die Skyna Theater of in die Wynand Beton theater. So ons gaan bietjie van die kampus af en ons gaan Naval Hill Planetarium gebruik as ons venue. So ons sien baie. Ek vra nou om verskoning vir al die Vrystaat mense. Al wat ek van die Vrystaat af weet, dis 'n plek waar jy ry op pad Johannesburg. Waar is jy vandaan? 'n bietjie oral. So oorspronklik maar in die Kaap, my laaste paar jaar, maar ek is in Namakwa in Groot Karoo. So ek het meeste van my skoolloopbaan tussen Bitterfontein en Nieuweris vir Reinsdorp en op die my hoërskool in die Karoo klaargemaak. Okay, want jy het nog van Vryseburg gepraat. Op Vryseburg, ja. Net so diskant Sutherland. Dis maar waar ek vandaan kom. Pragtig, die Karoo. Ek is ook maar 'n Karoo mens, Karoo kind. Ek is baie lief vir die Karoo en ek was baie lief in Namakwaland ook en dit was my so mooi in die blomme-tyd en as 'n klein seentjie het ek en my vriende was ons altyd so opgewonde Augustus maand wanneer die blommetrein kom, dan gaan soos 'n klomp houbous dit sê op die internet. Gaan staan op die trein en wag vir snacks want die ou tannies gee vir ons droë vrugte en alles daar deur die vensters. Maar toe ons nou Karoo toe gaan, die Karoo het nie daai selfe skoonheid as dit kom met die blomme en so nie. Maar daar's iets anders aan dit en ek sal definitief 'n plan maak om in die volgende paar jaar te gaan kuier. Want ek sê altyd toe God die hemel en aarde gemaak het, toe hy by die Karoo kom, toe het hy niks oor nie. Dit het maar net sy stilte daar agtergelaat. Daar's 'n Afrikaanse lied, wie het gesing? Was dit konsentrasiekamp 20 dink. Nee, was dit Niemandsland of so iets of iets van dit gaan oor het God vergeet om dit in te kleer of wou hy ons iets van eenvoud leer? Was die lirieke. Dit klink dis baie mooi. Dit is Niemandsland. Ek dink die naam is Niemandsland, maar ek weet nie wie dit gesing nie. Dis nie konsentrasiekamp 20. Ek kan nie onthou nie. Maar dit was ek stem saam. Dis daai niksheid. My maale het onlangs gekuier in Australië en hulle dit was die eerste keer wat hulle nou gekom het. Yes. En hulle wou baie graag jy weet, bietjie van die Outback beleef. Nou ek was self nog nie in die Outback nie. En ek besluit toe ek gaan vir hulle Broken Hill toe vat. Nou dis so 800 km dink ek op boontoe. So dis al net so wanneer die Outback nou begin. Yeah. En ons ry daar aan en ons begin is ook baie naby aan Silverton waar die Mad Max fliek geskiet is. Ek het nie eens geweet dit word daar gemaak nie.
Ja, ja. Wel, die eerste een was, ek dink van die laastes waar Charlize Theron in was in Namibië, so ver Namibië geskiet, ja, dis reg. Hmm. So jy Maar praat van van die die Mel Gibson eerstes, movies. ja, maar van die, yes, en hulle was in Silverton geskiet. Of nee, die eerste een was nee, ek dink die tweede, ek kan nie onthou nie, in elk geval. Dis al. En ons ry toe nou Broken Hill toe, en toe ons al inry, toe is my pa soos, maar hierdie is aan die karoo. Dit lyk nes daar, dis is, ja, so, dis net groter, net, jy weet, Ons het gery, ons hier vanaf deur Wonderville, ons het Port Fairy toe, ons het daar gaan kamp. En toe besluit ons gaan al die pad noordreis Swan Hill toe, wat teen die Murray is. Ja. En wat ek gesien het, hoe verder noord jy ry, hoe rooier raak die grond. Ja. Dis nog nie eens naasem by die Outback, maar dis klaar rooi. Jy kan al sien, ja. Baie besonders, maar op 'n call het ons begin blomme sien langs die pad. Wilde blomme soos in Namakoland. Ek kon dit nie glo nie. Nie dieselfde hoeveelheid kleure nie, maar wit, geel, oranje, selfs rooi, hier en daar 'n spikkelblou. Dit was net, ek kon dit nie glo nie. En onmiddellik verlang ek weer terug na daai Augustus maande langs die blommetrein. Natuurlik. Dis daai blou, ek wonder of jy praat, dis so mooi, so fyn blommetjie wat so blou is hier, wat ek al in die veld ook gesien het. Is moontlik dieselfde. Kan wees. Okay, so julle het nou julle is omtrent 'n schedule voor julle, Vrystaat toe. En dan wat gebeur daarna as julle terugkom? Enige ander produksies waaraan julle werk? Ek en Karina nog nie self iets saam nie. Sy is altyd doenig daar in Wonderpool met haar musiek en so ek dink sy is eintlik nou, sy sal dit seker nie sê as jy vra nie, maar ek dink sy is 'n bietjie van 'n local celebrity al daar in Wonderpool. So sy sing so nou en dan saam met, jy weet, plaaslike mense daar. Ons sal verskriklik graag eendag, ons weet nou nog nie hoe en wanneer nie, maar ons sal verskriklik graag die waarheid oor duiwe either weer hier wil doen in Melbourne, want die vorige keer toe ons dit in Melbourne gedoen het, toe het ek adverteer vir baie, jy weet, in die Suid-Afrikaanse groepe, en baie het gesê, dis net 'n bietjie te ver, want ons het dit meer in die suide gedoen, ons was in die stad soos by Gasworks Arts Park, so dit is net 'n bietjie te ver, dink ek, gewees vir die mense van die noorde. So, die wens was nog altyd om dit weer te doen hier, en dalk 'n bietjie meer noord te gaan, en weer 'n bietjie meer bietjie meer Suid-Afrikaners vanuit die noorde dit te kan laat sien. So ja, hopelik. Die ding is nog net, nou dat die wêreld weer oop is, jy weet, kan daar weer groot name Australië toe kom. So, ja, mens wonder nou, jy weet, of ons nou maar net weer kompetisie het, want ek dink ons het in 'n baie goeie tyd die produksie Melbourne toe gebring, want dit was toe die wêreld nog nie regtig weer hiernatoe kon kom nie. So ons was 'n bietjie die Afrikaanse lafenissie vir mense hier. So vat nou van iemand wat so nogal baie saam met SA Events werk. Datums het is baie belangrik. Mens kan nie te veel op ander shows boek nie. Byvoorbeeld, sê maar byvoorbeeld as Joe Black het gekom het so 'n paar maande terug, jy sal nie sien SA Events boek sê maar 'n maand of 2 daarna nog een nie, want die mense die cover nou net van die een show wat hulle by was. En die show self is die duur, maar ek meen, ek en my vrou daai dag gegaan en babysitter het ons $400 gekos. Ja. So die babysitter was 4 keer die prys van die actual kaartjie. So mens moet maar hierdie goed so mooi beplan. So jy het 'n goeie punt daar weet, maar ek sal nie sê kompetisie as sulks. Ek sal sê meer laat ek net hierdie warning wat hier op my skerm. Ek sal sê meer dis iets anders en mense wat hier is wat Afrikaans is wil dit sien. Ja. So miskien kontak vir SA Events en of hou 'n bietjie hulle webwerf dop, kyk wanneer die volgende wens kom en beplan julle goed dan so tussendeur en kyk hoe werk dit vir julle. En ek moet sê hierdie kant waar ons is, ek weet nie presies in Melbourne waar julle woon nie, maar ons is meer ons is by Mornington se kant. En hier is nogal heel wat Suid-Afrikaners. Ek meen, dis hoekom ons Karen en Nathaniel se show hierdie kant geboek het. Ja, dis waar, dit was Frankston, hè? Frankston, ja.
Want ons het eers gekyk vir na die Warren, die Banyol Place. Dis ook 'n baie groot teater. En Ek dit ken was iemand wat daar werk. Iemand werk saam met my werk by Banjul. is dit. Ja, maar ons het hulle gekontak toe is hulle uitverkoop. Of hulle is te klaar geboek vir iets. En Volgende keer vra vir my en sal ek met Jared praat. dis baie dankie. Dis 'n goeie kontak. Ek moet sê Nathaniel hulle was nogal baie in hulle skik met die Franks en Asia. Want ek het na die tyd toe praat ek met Skalk wat ook al was, die klavierspeler. Ja? En hy sê toe, hy kom nou uit, hy sê dis baie nice plek. En ek is so, ons Franks. Ja, ek dink hy het self met dis 'n nice volgende keer. Ek weet Franks die beach is nice, maar daarvan af boontoe. Ja. Maar hulle was regtig in hulle skik en ons was daar ons natuurlik in die gehoor, dit was regtig klein. So yes, hou maar hulle webwerf op en kyk hoe werk dit vir julle. Ja, ek sal dankie. Ons het 'n paar minute oor. Ek wil nou nie te veel rondspring van ons huidige topic af nie, maar jy het genoem in jou notas dat Perth, jy het Les Miserables, is dit die Ja, Les Miserables, maar ja, Les Mis. Hoe pronounce mens dit? Sê gou weer. Ek dink sover ek wel moet. Ek is nou nie 'n Frans, jammer vir die mense wat Frans praat. Jy het dit gespeel. Les Miserables. Les Miserables. Okay. Ek sal dat jy het dit gespeel, so jy kon dit af, sê net Les Mis. Almal praat van Les Mis. Nou, jy sê daar dit was een van jou hoogtepunte of jou hoogtepunt. Vertel so 'n bietjie hoekom. Ja. Nee, jy weet mos nou wat dit is. wat ek het nou moet sê. Ja, ek het die rol van Cosette gespeel. Cosette. So ja, dit was baie spesiaal. Dit was ook weer eens snaaks genoeg so wat ek gepraat het van 'n vaarwel vir Suid-Afrika was hierdie amper 'n vaarwel vir Perth, want ons het toe ook al geweet ons gaan trek, so dit was my laaste show daar. Ja. En ja, toe is ons was eintlik in Suid-Afrika toe ek het geweet ek is genomineer vir 'n teatertoekenning daar. En toe ons in Suid-Afrika toe kry ek op een middag net al hierdie boodskappe van mense wat sê geluk en toe het ek daarom dit was deel van 'n community theater produksiehuis, maar community theater is nogal baie lewendig in Perth. Dis baie ook. Ek dink in Melbourne. Ja, dit is. Maar dit kos net mense moet betaal, dis fyn om te betaal. Ek meen nie om ledegeld te betaal om om 'n produksie te doen nie. Maar in Melbourne is dit 'n bietjie baie duurder as wat dit. Ja, hulle weet hulle het iets want ek weet al die groot name het hier maar begin. Ek weet as jy kyk soos Chris Hemsworth uit hier in Neighbours het in Melbourne geskied. Min mense weet dit. Ja. Hugh Jackman het hier geswat voor hy regtig groot ek dink Russell Crowe het hom verwys na een van ek dink hulle eerste movie of so iets. Ek kan nie. Ja. Maar ek was nie daar nie. Ek en my vrou het vir Hugh Jackman gaan live kyk in Melbourne. Dit was nogal besonder. Wat was dit? Wat was dit? 2019 of 2020. Dis voor COVID. So 2019 dink ek ja. Wat was dit gewees? Watter show was dit? Sy The Man. Hy het Greatest Showman gedoen. Yes. En dan so 'n paar ander goedjies tussendeur. Klomp dansers. Die didgeridoo ouens was daar op die verhoog. Ja. Baie mooi, baie besonder. Maar ja, soos ek sê, Peter is verskriklik groot in Melbourne en ek werk saam met mense wat ek dink hulle is obsessief regtig. Hulle soos elke naweek is post hulle op Facebook as hulle by 'n nuwe show of 'n nuwe want dit daar is, die shows is daar. So ek die community theater ook. En kyk, community theater dink ek het definitief sy plek. Mens kry te doen met ongelooflike talentvolle mense. Mense wat miskien op die ou en dit nie hulle loopbaan maak nie, maar wat so goed is, jy weet. En ek dink dit vat ook community theater vat baie keer die ek sou nie sê die stres af nie, maar omdat hierdie mense gewoonlik 'n day job het, is hulle daar omdat hulle lief is vir teater. Dis hoekom hulle dit doen. So hulle het nie nodig om geld te maak daai nie. Hulle doen dit net want hulle is lief daarvoor. Herinner jy my dat ek 'n day job het môre? Self. Lekker 7 uur oggend. Baie dankie. Dit is 'n lekker chat. Ek kan nog lank met jou chat en ek het soveel goedjies wat
in die bedryf wat jy is, wat ek self nie verstaan, of wat ek nuuskierig is, wat ek graag sal wil op nitpick en bietjie meer van weet, maar ons sal weer chat. En yes, ek sal seker maak die video kry die aandag wat dit verdien. En ek hoop julle Vrystaat show word uitverkoop deur al 10 mense wat daar woon. Dankie. Al 10 mense moet maar net hulle maatjies by die ander dorpe afbring dan so. Ja, hulle speel by die cheetah. Ja, presies. Ek dankie vir die geleentheid, hoor. Baie dankie. Dis 'n groot plesier, né? Ek is dit op my taal nie. So ek maak maar grap. Lekker aand. Dankie jy ook, hoor. Lekker aand en stuur groete vir Karin en sê vir haar baie dankie. Ek maak so baie dankie vir jou, hoor. Tada, bye.